Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Geloof is God se uitnodiging aan ons om 'n ontmoeting met hom en ervaring van sy absolute goedheid en liefde te hê. Dis 'n uitnodiging na sy verlossing, sy genesing, sy voorsiening, sy krag. Dis 'n uitnodiging na sy genade. Bly vandag saam met my na Efesiërs 3 vers 20. Hy lees in die ou vertaling so: En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Hier begin hy deur iets te sê waarteen baie min Christene sal stry. Min Christene sal stry dat God die mag het om dinge te doen wat ver bo ons vermoë van vra of dink is. Ver bo ons vermoë van bid of waar ons in ons gedagtes en verbeelding kan aan dink. Ons stem almal saam dat God beskik oor daardie krag. Maar kom ons lees weer hierdie hele vers, want hier is iets aan die einde van die vers wat ons soms mis. Hy sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Volgens die krag wat in ons werk. Begryp jy wat God hier deur sy woord vandag vir ons wil leer? God het die mag om meer te doen as wat ek en jy kan opkikker in ons verbeelding en gedagtes, en hy is groter as waarvoor ons kan bid. Hy het daai krag en hy het daai vermoë en hy het die wil. Maar hy het gekies om dit te doen volgens die krag wat in ons werk. En hy praat uiteraard nie van ons eie krag wat in ons werk nie, want ons kan nie meer doen as wat ons kan bid of dink nie. Ons het nie daai krag nie, ons het nie daai vermoë nie. Slegs God het. Maar daardie krag, sy vermoë is reeds binne in ons en is reeds tot ons beskikking deur wedergeboorte. Die woord sê in Efesiërs 1 vers 19 en 20 en in Romeine 8 vers 11 dat dieselfde Gees met dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, binne in ons woon. Ons het dieselfde krag in ons wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in ons. Dit is tot ons beskikking. Met ander woorde, hierdie vers is 'n uitnodiging om in geloof eerstens te sê, Amen. As die woord van God so sê, dan is dit so. En tweedens is dit 'n uitnodiging om in geloof te sê, Amen, laat dit so wees in en deur my lewe. Geliefde, as jy wedergebore is jou gees een gees met God se gees. En hy het nie 'n derde en vierde klas gees nie. Daar's net een Heilige Gees en dit is die gees wat Jesus gebruik het om alles te doen wat hy gedoen het in sy bediening op aarde. Daar's net een krag en dis die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En God sê hy wil in en deur ons doen volgens die krag wat in ons werk. Maar hy gaan dit slegs doen tot die mate wat ons dit glo. God sal nie iets in en deur jou doen wat jy nie glo nie. Geloof is ons voertuig waarmee ons toegang kry tot hierdie krag in en deur ons. Kyk wat sê Jesus vir die maansiek seun se pa in Markus 9 vers 23. As ons net hierdie een vers kan aangryp en dit met ons hele wese najaag, dink net hoe anders gaan ons lewens lyk en klink. Jesus sê vir hom, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Hoeveel dinge is moontlik vir die een wat glo? Alle dinge. En voor jy kom, ja, maar dink mooi voor jy hierdie woorde wil afwater. Hierdie is Jesus se eie woorde. En Jesus sê self dat hy niks gesê het wat hy nie by die Vader gehoor het nie. En Hebreërs 1 vers 3 sê dat Jesus is die afskynsel van God se heerlikheid en die afdruksel van sy Vader se wese. Met ander woorde, as jy Jesus iets sien doen en hoor sê, dan is dit net so goed jy sien die Vader dit doen en jy hoor die Vader dit sê. En hulle twee sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Sien jy die uitnodiging hierin raak? Dis nie God wat op die kantlyn staan en bevele skree en vereistes stel nie. Nee,
Hy is saam met ons in hierdie game. Hy nooi my en jou uit. As jy my krag in en deur jou wil ervaar, my opwekking uit die dode krag, as jy dit wil sien realiseer in jou lewe, dis nie moeilik nie, glo dit net. Jy hoef dit nie van elders af te bid nie, dis reeds in jou. Jy hoef nie verby die ceiling te kan bid nie, inteendeel, jy hoef niks verder as jou binneste te bid nie. Die volheid van die Godheid is in jou, sê Kolossense 2 vers 9 en 10. Jy hoef nie 3 hoeps deur 'n ring te doen of 15 hoofstukke 'n dag te lees of 3 uur in die oggend op te staan om vir 4 ure lank te bid nie. Wat ek en jy moet begin doen is om te glo. Want as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dis nie moeilik nie. Dis nie ingewikkeld nie. Godsdienst is moeilik en ingewikkeld en harde werk. Om seun van God te wees, is nie moeilik nie. Om sy krag deur ons te ervaar, is nie moeilik nie. As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Here, ek wil vanoggend saam met daai pa bid. Ek glo, kom my ongeloof te hulp. Help ons vandag, Here, om te begin glo. Ons wil die krag in en deur ons sien werk. Ons wil U ervaar as die Pa en die goeie God wat U is. Ons wil die uitnodiging aanvaar om te glo en U te ervaar. Dankie Heilige Gees dat U ons help. In Jesus naam, amen. Geliefde, ek wil net vandag vir jou baie dankie sê vir jou ondersteuning van ons bediening deur hierdie kanaal. Hoe jy ons ook al ondersteun, al is dit net deur te luister en vir ons te bid. Daar's baie van julle wat in ons bediening insaai en ons wil verskriklik dankie vir jou sê, ook vir jou finansiële saad in ons bediening. En as jy dalk finansiëel in ons bediening wil betrokke raak, jy is welkom na ons website toe te gaan by injesus.co.za. Al die details is daar. Maar voor jy enigiets anders doen, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.